dat ons God is die God wat aarde toe gekom het, die prys kom betaal het, opgestaan het en weggevaar het. Dis die God wat ek en jy vanmôre dien. En dis lekker om vanmôre saam te wees, om hemelvaart te vier. En kom ons sê gou vanmôre vir mekaar, ek lees in hierdie week, lees ek wat Sint Augustinus gesê het. Hy sê die hemelvaart is so belangrik. Dis baie belangrik. Soveel so, dat as die hemelvaart nie plaasgevind het nie, sou die kruis en die opstanding nie soveel betekenis kon hê. En daarom vier ons, al is dit nie 'n vakansiedag nie. En ons moet ook verstaan, dat in die wêreld waar ek en jy leef, hou hulle nie van die feit dat Jesus opgestaan het. En hulle hou nie van die feit dat hy opgevaar het. En iets kan net 'n feit wees as daar ooggetuies is. Ons het vanmôre op die skerm ook gesien, wat nou wel net 'n uitbeelding is, maar ons het gesien van die disippels wat sien hoe hy teen die berg oploop en sien hoe hy weggeneem word. Ek gaan vir julle lees in die boek van Handelinge 1 vers 1 tot 11. En ek wil jou tog aanmoedig, gaan lees dit by die huis. Vandag is 'n baie spesiale dag, waar ons weer eens kan tyd maak rondom die hemelvaart. Nou sê hy die volgende, hy sê, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van die 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Na alles wat hulle gesien en gedaan het. Hoe kan 'n mens so ongelowig wees? Hy het hulle geantwoord: dis nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dan vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgegaan het. Wat 'n voorreg om God se woord te hê. Nou, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat Jesus praat oor die koninkryk van God. En in die eerste verse van Handelinge is daar eintlik so swaar belaaide atmosfeer. So swaar gelaai met intense betekenis. Die boek open met daardie indringende gesprek.
En hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat van sake van die koninkryk van God in vers 3. En hoewel die apostels nie die tye en die spesifieke geleenthede ken wat God in sy almag het nie, volgens vers 7, sê Jesus vir hulle, kan die disippels van God aktief aan die werk, wat aan die werk is, ervaar. Hulle gaan beleef, hulle gaan weet, dat die Here is met hulle. Net soos wat ons weet, hy is Immanuel, God met ons. En hoe gaan hulle weet? Ja, daai vraag, baie keer, lees ons maar net, maar ons vra nie die vraag nie. Hoe gaan hulle weet, dat die Here met hulle is? Eerstens, deur die opstanding. Deur die opstanding. God het Jesus liggaamlik, en ek wil hê jy moet hoor, as ek dit vandag benadruk, God het Jesus liggaamlik in 'n nuwe lewe opgewek. En ek wil hê jy moet mooi hoor. Dit wat plaasgevind het by die opstanding het tog nooit plaasgevind. En ek weet, iemand het al in die verlede vir my gesê, ja, maar pastoor, wat van Jairus? Of wat van Lazarus? Hulle is ook tog uit die dood uit opgewek, maar hulle het weer daarna gesterf. Maar Jesus, hy word in 'n nuwe lewe opgewek, en met vele tekens toon, dat hy leef, en hy regeer, en hy heers, en vir 40 dae, kom ons stop gegooi, hemelvaart, kom ons sê vir mekaar, van die opstanding tot by hemelvaart, 40 dae. Van die hemelvaart tot Pinkster, 10 dae. So, van die opstanding tot by Pinkster, 50 dae. Pinkster beteken in besonder 50. Net so terloop. Die opstanding is en bly die hart van die evangelie. Die opgestane lewende Jesus is nou besig om sy koninkryk te vestig, en daarvan het hy hulle in 'n tyd van 40 dae oortuig. Selfs Thomas, wat eintlik genoem word daai ongelowige, selfs vir hom, as hy na Jesus kyk, dan wys Jesus sy hande en sy sy. En selfs Thomas sien en glo. Lukas wil vir ons verder verseker, dit is werklik Jesus Christus wat opgestaan het. Niemand anders nie. Niemand wat lyk soos hy nie. Maar dis hy wat opgewek is, dis hy wat met sy disippels ontmoet het, dis hy wat hulle geleer het, en vir 40 dae saam met hulle was. Hy het, maar toe hy opstaan, dis die tweede belangrike ding, toe hy opstaan, het hy nie net opgestaan in 'n nuwe lewe nie, maar hy staan ook op in 'n nuwe, getransformeerde, verheerlikte liggaam. Getransformeerde liggaam. En hy kon werklik eet en drink en praat, net soos almal anders. Maar hy kon meer as dit ook doen. Hy kon verskyn en verdwyn. Hy kon deur geslote deure kom. Hy, om die waarheid te sê, as mens lees en luister na die skrywers van die Nuwe Testament, dan kom ons agter, Jesus was meer intens liggaam as wat selfs 'n gewone liggaam is. Nie minder nie. Jesus se getransformeerde liggaam is eintlik die begin van iets nuuts wat God begin skep het. Ek sien u kyk my aan. Die liggaam van Jesus was 'n verheerlikte liggaam, 'n getransformeerde liggaam. As ek en jy Jesus ontmoet, weet jy wat gaan met ons gebeur?
Daarom sê ek, Jesus se liggaam is maar net die begin van God se nuwe skepping. Onthou, God skep nie eenmaal en los alles nie. God is 'n progressiewe God, 'n God wat aaneenlopend iets nuuts doen. In God se nuwe skepping, sê tekste soos Openbaring 21 en Efesiërs 1, kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde bymekaar. Jesus se opgestaande liggaam is die begin hiervan. Dis die begin van 'n hemelse werklikheid wat tuis is vir God se aarde. En die begin van 'n getransformeerde skepping wat ten volle tuis is vir God se hemelse omgewing. So, in die eerste plek, hoe kon hulle weet dat God is met hulle? Eerstens die opstanding. Tweedens, deur die Heilige Gees. Jesus het vir hulle die krag van die Heilige Gees beloof. Iets wat op Pinksterdag in werking getree het, sê vers 8. Wat hulle Jesus se getuies sou wees om oral waar hulle kom te getuig van hierdie opgestaande lewende Christus. Waar hulle oral rond kon beweeg tot aan die einde van die aarde. En sonder die bewuste bemagtiging van die Heilige Gees kan 'n mens nie by God aansluit om sy werk te doen. Kom ek sê vanmôre vir jou, in jou eie krag en jou eie vermoë gaan jouself moeg maak om vir die Here te werk. Hallo? Maar as jy dit doen, gedryf deur die krag van die Heilige Gees. Luister, die krag van God, die impetus van die Here, geef jou nuwe krag, nuwe ywer, nuwe entoesiasme, nuwe opgewondenheid. Amen. Die rol van die Heilige Gees in die opgestande Jesus se bediening word sterk beklemtoon, soos wat ons het gesien het by die geboorte ook. Hoe het daai wyse manne geweet hulle moes soontoe gaan? Hulle het gehoor. Hulle het gehoor. En reg deur die bediening van Jesus voor die kruis. Daarom gee Jesus bevele, sê die Bybel in vers 2, gee hy bevele deur die Gees. Deur die Gees. Daarom roep Jesus Johannes die Doper as herinnering. Hy sê, hy wat mense gedoop het in water, is die voorloper. Maar hy wat sal kom in hierdie nuwe bedeling, in hierdie nuwe era van die nuwe skepping, hulle wat Jesus se volgelinge en disippels is, hulle sal gedoop word met die Heilige Gees. Sê vers 5. Die krag van die Heilige Gees sal nou 'n nuwe realiteit in Jesus se volgelinge wees. Vanuit die Heilige Gees, die Gees van Christus, sal hulle lewe en krag ontvang. Weet jy wat? As ek en jy ons lewe met die Here regmaak, is dit nie net 'n innerlike verandering nie. Onthou, Christus kom woon in ons. En as hy in ons kom woon, kry ons, hoe het ou pastoor P.D. Leroux altyd gesê, kry ons nuwe lewe. En daarom het pastoor P.D. Leroux altyd gesê, kry 'n bietjie lewe. Want die lewe van Christus is in ons. Die krag van die Heilige Gees. Dis nogal kragtige woorde. So, deur die opstanding, deur die Heilige Gees en derdens deur die hemelvaart. Weet jy wat? Jesus gee deur die engele vir hierdie disippels 'n belofte met sy hemelvaart. Dat net soos wat hy gegaan het, so sal hy terugkom. Ons praat mos nie deesdae meer daaroor. Party van ons is te bang om hemel toe te gaan. Want ons is bang ons gaan dalk net voor die hek kom en dalk moet omdraai. Luister, met die hemelvaart
stel Jesus ons gerus dat sy weggaan tot ons voordeel is. Hy sê, dis voordelig dat ek weggaan. Dis tot ons voordeel. En dat hy, as die regte oomblik aanbreek, gaan hy weer terugkom. Nou, ek sê dit nie vanmôre vir u, net sodat jy iewers, maar weet jy wat? Daar moet 'n verwagting in jou hart wees. Daar moet 'n verwagting in jou hart wees. Jesus kom weer. En wat sê die Bybel? Maranatha! Dit beteken Jesus kom weer. Jesus kom weer. En Jesus doen nou sy werk uit die hemel self. Hy doen sy werk in die hemel self, maar hy het ons bemagtig om hier op aarde sy werk. Hallo? Ons wil ook baie keer dit nie hoor nie. Sy hemelvaart, sê ons teks, laat ons vorentoe kyk. Sy hemelvaart draai eintlik ons gesigte weg van vandag en dit draai ons gesigte na die toekoms. Jesus sal weer kom. Dis ons verwagting. En weet jy wat? Ek weet, ek het dit self al gehoor en gesien. Mense sê, ja, maar Jesus, ons hoor al vir 50 jaar die Here kom weer. Weet jy wat? Al sou jy vanmôre sê, dis 'n uitgestelde verwagting, kan ek vir jou vanmôre sê, die Bybel sê, Jesus stel dit nie uit omdat hy jou mismoedig wil maak. Hy stel dit uit, sodat almal tot inkeer kan kom. En tweedens, hy wil, weet jy wat, hoe meer jou verhouding met die Here groei, hoe meer het jy volharding nodig. Meer het jy daai volharding, aanhou, uithou, moethou nodig. In hierdie tyd van afwagting, sit ek nie op 'n reistool en ek sê, ja, ek wens die tyd wil verbygaan. Ja, ek hoop nou die Here kom. Ja, ek is nou, weet soos iemand vir my sê, die Here kan maar kom want ek is nou vol skuld. Nee. Dis nie nou tyd om jou hande gevou te sit nie. Dis nie nou tyd om jou beentjies te swaai nie. Dis nie nou tyd om jou oë toe te druk en te sug nie. Nee. 'n Tyd van afwagting is 'n tyd van aksie. Is 'n tyd van betekenis. Ons is hier en kan ek vanmôre in alle billikheid en in alle eerbaarheid vir jou sê, jy leef vandag nog, want die Here wil nog iets deur jou doen. As die Here nie meer 'n plan vir jou lewe gehad het nie, was jy nie meer hier. Dis tyd om die goeie nuus van Jesus se koningskap te gaan getuig en te deel daar buite. Dit beteken Jesus se disippels werk aktief in alle tye, op alle plekke in diens van God, in afwagting dat Jesus se koningskap kan terugkeer na hierdie aarde toe. En kom ons sê vanmôre vir mekaar, maak dit net weer 'n bietjie hard in jou hart. Jesus is koning. Halleluja! Jesus is koning. Jesus se hemelvaart is nie net 'n weggaan nie. Jesus se hemelvaart beteken nie net hy het weggegaan en hy kom nie weer terug nie. Reg deur die boek Handelinge bly Jesus aktief betrokke. Weet jy wat? As jy die boek Handelinge gaan lees, op een vlak is die boek Handelinge 'n verhaal van die kerk. En dit mag lyk asof Jesus weg is. Maar op 'n ander vlak is die boek Handelinge oor Jesus die koning. Oor Jesus die koning. Jesus is steeds die hoofkarakter. Hy is steeds die hoofkarakter. En kom ons sê vir mekaar, hy tree kort na vore. Het jy al mooi die boek van Handelinge gaan lees? En baie keer is dit direk. Dink
bietjie aan Stefanus se steniging daar in Handelinge 7, is Jesus betrokke. Hy's daar, direk betrokke. Dink bietjie aan Saulus se bekering op die pad van Damaskus. Met wie het hy in gesprek getree? Hallo, met Jesus. Dink bietjie, toe hulle die grens na Europa oorsteek, met die tweede sendingreis daar in Handelinge 16. Dink bietjie, toe Paulus in Korinthe sit en hy raak mismoedig en hy raak depressief, toe kom Jesus hom besoek. Jy sien, deurgangs maak Jesus direk en indirek kontak. Maar weet jy wat ook waar is? Jesus gebruik mense. Hy gebruik mense onder die leiding van die Heilige Gees. En daarom word ek en jy genoem medewerkers. Ek en jy word genoem medewerkers. Hoekom? Want God se koninkryk kom in hierdie wêreld deur Jesus se disippels as sy medewerkers. Hoor gou wat sê vers 8. Hy sê in Handelinge 1 vers 8. Hy sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. So kan ons eerlik vanmôre vir mekaar sê, ek en jy is Jesus se getuies. Amen. Beteken ek is Jesus se getuie al is ek 70. Al is ek 80. Hallo. Ek is Jesus se getuies. Weet jy wat? In die ou antieke wêreld, in die tyd waarin Handelinge geskryf het die koningskap van 'n nuwe koning effektief geword deur die boodskappers wat die wêreld deurgegaan het en gaan getuig het. Ons het 'n nuwe koning. Ons het 'n nuwe koning. Dit is altyd goeie nuus, want almal in die antieke wêreld, anders as vandag, het geweet dat regering is beter as chaos. Miskien moet ek bietjie meer reguit wees. Al is die regering sleg, is daai sleg beter as chaos. Weet jy, sleg kan sleg wees, maar sleg kan nooit chaos wees. Die boodskap met die boodskappers moes 'n nuwe koningskap aankondig. Kan jy jouself indink? Dis wat Jesus sê sy disippels moet doen. Hulle moet in sy gesprek oor die koninkryk in vers 6 en 7. Hulle moet in sy gesprek oor die koninkryk moet hulle deelneem. Hoor wat sê hy? En ek het dit in die Nuwe Lewende Vertaling net omdat dit mooi klink. Hy sê julle vra oor die koninkryk. Julle vra wanneer dit sal gebeur. Wel in 'n sekere sin het dit nou gebeur. Deur my dood en my opstand. Jy weet, wanneer ons hierdie woordjies lees, die koninkryk van God, Basileia Totheo in Grieks. Wanneer ons dit lees, dan sê dit die koninkryk van God het gekom. Wanneer het die koninkryk van God gekom? Na die kruis en die opstanding. Basileia Totheo. Die koninkryk van God het gekom. Hy sê, maar ons moet wag nog op die dag dat God ten volle verheerlik sal word en sy koninkryk ten volle sal deurbreek. Ons leef nou tussen hierdie twee momente. So, tussen die opstanding en die terugkoms van Jesus, leef ons tussen hierdie twee momente. Ons leef tussen hierdie twee. En julle moet die tyd vul deur julle koningskap oor die hele wêreld aan te kondig. Weet jy wat? God het 'n agenda met jou en my. Maar hy gee ons nie net 'n agenda nie. Hy gee ons krag vir daai agenda.
En om die werk te doen, beloof Jesus sy disippels dat hulle die krag van die Heilige Gees sal ontvang. Die woord krag in Grieks beteken dunamis. Dit is dieselfde woord waarvan dinamiet afgelei is. Ons het hierdie krag nodig om te gaan verkondig dat Jesus die koning is. Jesus is koning. Jesus is Here. Jesus is in beheer. Kom ons sê vir mekaar, ek en jy het 'n opdrag. En ons moet God vereer daardeur. Die agenda is duidelik. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van Judea of van Jerusalem na Judea. Nou net gou stop. Jerusalem tot Judea beteken die plek waarin ons woon. Die plek waar ons woon, maar dan na Samaria. Waar is daai plek? Dis die lokasie langsaan. Oh. Daar waar die gemengde volk bly. Waar die Jode haat. Hy sê, julle gaan in die area waar julle bly, maar julle gaan ook langsaan. By die Samaritane. En van daar af tot aan die einde van die aarde. Die hele wêreld is eintlik die area waar binne God se koningskap erkenning moet kry. Weet jy wat? Hierdie agenda speel baie duidelik uit in die boek van Handelinge. Ons lees hoe die evangelie stukkie vir stukkie en plek na plek van Jerusalem na Judea na Samaria en tot aan die einde van die aarde versprei word. Wat my verstand te bowe gaan. Hulle gemaak selfs 'n draai in Rome, waar Paulus in boeye sit, omdat hy gevange geneem is vir die evangelie van Jesus. Maar as hy in die gevangenis sit, dan kom mense van buite af, en hulle praat met Paulus. En waaroor praat Paulus? Oor die feit dat hy seer het, oor die feit dat hy swaar kry. Nee, hy praat oor Jesus. Hy praat oor Jesus. Hy praat oor die koninkryk van God, die Basileia Totel. Alles geskied deur die getuienis van volgelinge en die krag van die Heilige Gees. Weet jy wat? As ons dink aan die hemelvaart, dan dink ons daaraan net so belangrik as wat die ervaring is van die krag van die Heilige Gees en om besig te wees met die koninkryk van God, is ons uitsig op die uitpunt, die hemel, waarvan die hemelvaart ons herinner. Daar gaan 'n dag aanbreek dat ek en jy ook op 'n wolk gaan. Hy gaan kom op die wolke. Kan jy onthou toe ons kinders was? Ons het mos altyd gesing. Kan julle dit onthou? Hy gaan kom op die wolke, ja, dis verseker. En dan gaan ons hom sien. Weet jy, dis ons uitgestelde verwagting. Die Nuwe Testamentiese gebeure leer ons om aan te hou en te volhard en om uit te hou en vasberade te bly. Kom ons sê gou vir mekaar, die hemel is God se ruimte. Hallo, die hemel is God se ruimte. Die aarde is ons ruimte. Maar die hemel en die aarde is eintlik twee kante van dieselfde munt. Die een kant is waar ons nou is, en die ander kant is onsigbaar, ontoeganklik. En God woon in die hemel, en daarom is hy eintlik onsigbaar. Tog is dit God se bedoeling dat daar gaan 'n dag aanbreek dat die hemel en die aarde verenig. Die Bybel sê vir my, waar 'n nuwe aarde geskep word onder 'n nuwe hemel, waar God self by ons sal kom woon. Jesus se opstanding uit die dood en Jesus se hemelvaart is eintlik maar net tekens, waarborge van hierdie vernuwing wat God gaan bring. Jesus se verheerlikte liggaam, en vergewe my woorde, maar Jesus se verheerlikte liggaam is eintlik maar net 'n loodsprojek. Hoekom sê ek?
want hy is die eersteling van baie. Hallo, hy is die eersteling, dis wat die Bybel my leer. Dis net 'n loodsproe, en dit waarborg dat daar vir my en jou ook 'n dag gaan aanbreek, dat ons ook verheerlikte liggaams gaan ontvang. Daar is, weet jy wat, daar's reeds een mens wat 'n verheerlikte liggaam het. Die mens Jesus Christus. Dis die waarborg dat ek en jy ook binnekort hierdie heerlikheid sal deel. Ons ontvang hierdie versekering dat Jesus die Here is. Weet jy, die taal in ons teks is so besonder en betekenisvol. Hy sê, Jesus is opgeneem, 'n wolk het hom weggeneem, so opneem en wegneem in 'n wolk. Dit dui op die oorgang na God se ruimte, na God se dimensie. Weet jy wat? In die Bybel, jy kan maar gaan lees, gaan Google dit. 'n Wolk in die Bybelse term beteken altyd God se heerlikheid. God se teenwoordigheid. Jy sien, hierdie wolk sal eendag weggeneem word by wyse van Spreuke, wanneer Jesus weer gaan terugkom. En God se dimensie en ons dimensie verenig gaan word. Ons ontvang die versekering. Weet jy wat, kan ek vanmôre vir jou sê, ons sê dit gewoonlik met 'n opstandingsend, waar is Jesus? Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy heers as Here bo alle Here. En hy gaan terugkom van die regterhand van die Vader om ons te kom haal. Weet jy wat? Jesus is uit ons sigveld, maar ons is nie alleen nie. Ons is nie alleen nie. Die Vader en Jesus skenk vir ons die Heilige Gees, wat jou en my bekragtig en aandoen met krag uit die hoogte om diens te doen. Jesus is by ons deur sy Heilige Gees. En ek en jy is medewerkers van God op hierdie aarde, om hierdie aarde te vernuwe met die boodskap van Jesus. Luister, kom ons sê vandag vir mekaar, as ek dink aan die nuwe Suid-Afrika, kan ons dit werklik sê. Die sendingveld is hier, maar is ook daar. Die sendingveld is hier, maar is ook daar. Die sendingveld is hier, maar is ook daar. Kom ons sê vir mekaar, en dis die koningskap wat ek en jy moet verkondig. Dis nie nou 'n leë tyd waar ons net probeer om aan te hou en uit te hou en moed te hou en baie keer ons mond te hou. Nee. Ons moenie sit en beentjies swaai nie, en voete skop nie, en oë toe druk en bloot probeer uithou as ek maar net, want in die ou dae, ek kan onthou toe ek 'n kind was, het dit baie keer vir my geklink, ek moet maar net bid dat die Here my sal bewaar totdat hy kom. Nee, dit is net die helfte van die waarheid. Ons leef in die wonderlikste tye ooit. Gevul met betekenis, vol dinamiese geleenthede om God te dien en vir Jesus te lewe. Ons is hier omdat die Here wil hê ons moet werk. Ons is hier omdat die Here wil hê ons moet getuig. Weet jy wat? Kan ek vanmôre vir sê, dis nie net die angel van die dood wat uitgetrek is nie. Die angel van die toekoms is ook uitgetrek. Die toekoms is nie iets waarvoor ek vrees. My oë is op die toekoms gerig. Ons verwag Jesus. Jesus gaan binnekort weer kom. Die toekoms is in Jesus se hande. En ek en jy ontvang dit uit sy hand. Amen. Diegene wat hulle oë op Jesus hou, met hulle gesigte na die toekoms, terwyl hulle die Here dien en vir Jesus getuig, is mense se lewens wat betekenisvol is, wat gevul is met lewe, wat 'n toekomsverwagting het. Ek en jy kan vanmôre weet, ons vier die hemelvaart, maar ons is ook besig om voor te berei, om ook dit te beleef. Ek werk nou vir die Here.
want binnekort gaan ek ook weggeneem word. Party van ons deur die dood en ander van ons wanneer Jesus kom. En weet jy wat? Kan ek net gou hiermee afsluit? Die dood is nie die einde nie. Die Bybel sê in Johannes vir ons sal lewe al het ons ook gesterwe. Al wat gebeur, ek gaan van hierdie aardse tydelike kortsigtige lewe neem ek 'n tree na die ewige lewe. Die ware lewe. Lewe met 'n hoofletter. Dis soos Petrus in die boot, toe hy sê, Jesus, ek wil uitklim. Toe sê Jesus, kom. Jesus gaan vir ons ook sê, kom. Ek kan onthou, ek staan eendag by iemand se bed, wat besig is om te sterf. Die Heilige Gees sê vir my, help hom, dat hy sy tree van geloof kan neem. Sê vir my, moet sy hand uitsteek, ek wil sy hand vat. Van hierdie gebrokenheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, die hemelvaart sê, ons oë is op die hemel. Maar terwyl ons dit doen, is ons besig om te werk, en te leef, en die Here te dien, en vir die Here te leef. Amen. En van hom te getuig. Kom ons sluit ons oë. Here, wat 'n voorreg. Vanmôre aan U, die lof en die eer en die aanbidding te bring. Here, wat 'n voorreg om vanmôre U te kan verheerlik. Here, hierdie dag is 'n blye dag. Here, ons is nie daai eerste disippels wat dit met fisiese oë gesien het nie, maar in ons gees sien ons hoe U die berg opstap. U weggeneem word. Here, terwyl ons hier is ons nie doelloos hier nie. Here, ons kry nie onsself jammer omdat ons agtergebly het. Here, U wil hê ons moet 'n verskil maak. My gebed vanmôre vir elkeen wat hier is. Here, stel hulle in staat, bemagtig hulle deur U Gees, sodat hulle 'n verskil daar buite kan maak. Die saak waar hulle is en waar hulle woon, waar hulle beweeg. Selfs hulle wat in die ouer huis is, Here, net vir iemand te sê, Jesus leef. Jesus regeer. Jesus is die Here. Here, dankie dat U by hulle is. In Jesus naam. Amen.